Voordat ons begin, kom ons sit so en dan bid ons net saam. Here onse God, ons dankie Here vir u goedheid. Ons dankie dat ons so as familie en as gemeente bymekaar kan wees om ook vanaand 'n bietjie stil te staan vir 'n paar minute rondom die hele gedagte van die Heilige Gees en u betrokkenheid in elkeen van ons se lewens. En dit is my gebed dat deur u woord en deur die Gees van God dat ons 'n dieper verstaan sal kry van wat dit beteken. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. So ons het gister ons begin met die reeks oor die Heilige Gees en oor Pinkster. En ons het gesê dat die Gees van God is 'n persoon. Hy is deel van die drie-eenheid. Die God wat ons aanbid het drie persone, Vader, Seun en Heilige Gees. Hulle is elkeen 'n persoon op hulle eie en tog vorm dit een God. En dit is die God wat ons aanbid. En dat die Heilige Gees se doel is dat ons ook 'n beter verstaan sal kry van God en dat ons in 'n verhouding met hom sal lewe. Die Heilige Gees van God is iemand wat bedroef kan raak, maar dit is ook iemand wat ons vertroos, ons versterk, ons ondersteun, die woord van God vir ons oopmaak, sodat ons dit beter kan verstaan. So in die volgende paar aande gaan ons praat oor wat doen die Heilige Gees in ons lewens en hoe is dit betrokke in elkeen van ons se lewens, en daar is elemente wat ons gaan gebruik. Ons gaan praat oor water en oor vuur. Dit is waaroor ek nou vanaand en môre aan praat, en nee, die vuur is nie die hel se vuur nie, okay? So dit is 'n ander tipe vuur wat ons môre oor gaan praat, maar vanaand praat ons oor water en wat dit beteken en hoe dit deel is van elkeen van ons se lewens. Johannes hoofstuk 14 vers 16, dan sê Jesus, hy sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Daai is baie belangrik, dat dit die Gees van waarheid is. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en omdat hulle hom nie ken nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dit is 'n belofte. Dit is 'n belofte wat Jesus Christus aan sy disippels gemaak het voordat hy weggegaan het om te sê dat ek sal iemand vir julle gee wat by julle kan wees om seker te maak dat julle nie alleen is nie, om julle te versterk in dit wat julle veronderstel is om te doen. In dit waarvoor God elkeen van ons roep. En dan sê hy vir ons dat die Heilige Gees kom in elkeen van ons se lewe in, en ons sien Jesus in 'n gesprek met Nikodemus. Nou, vir julle wat al van Nikodemus gehoor het, hy was 'n Fariseer. Met ander woorde, wat hy eintlik wat dit beteken is, hy ken die Bybel van voor tot agter. Hy weet alles wat in die Ou Testament staan rondom die Gees van God en die Messias wat op pad is. En daarom het hy vir Jesus gesê dat hy hom graag sal wil ontmoet. Want hy wil seker maak dat dit wat Jesus sê die waarheid is, dat hy sê wie hy is, dat hy dit regtig is, dat hy die Seun van God is. En hy wou meer weet oor wie Jesus Christus is. En dan sien ons daar is 'n gesprek wat plaasvind tussen Jesus en Nikodemus. En dan in Johannes hoofstuk 3 tot 6 staan daar, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. En Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word, hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. En Jesus antwoord hom, voorwaar. Dit beteken dit wat ek vir jou sê. Hy sê voorwaar beteken dit is die waarheid. Hy beklemtoon dit dat hierdie ding is bitter belangrik om te verstaan vir ons as gelowiges en ook vir Nikodemus hoe ons deel word van die koninkryk van God.
Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is vlees, en wat uit gees gebore is gees. En dan moet Jesus aan Nikodemus verduidelik hoe dit is dat die gees van God in ons lewe inkom, dat daar geen manier is hoe ons die koninkryk van God sal sien, of dit sal beleef, as ons nie weergebore word nie, as die gees, die agent wat God gestuur het, as hy nie daadwerklik in ons lewe is nie, en ons lewens verander nie, dan sal ons nie die koninkryk van God sien nie, en ons sal ook nie die koninkryk van God ingaan nie. So die vraag wat ons moet beantwoord vanaand is eerstens, hoekom moet ons wedergebore word? Hoekom moet ons weergebore word? Die tweede vraag is, wat gebeur wanneer ons weergebore word? En die derde een is, hoe gebeur dit in elkeen van ons se lewens? Hierdie woord van wedergeboorte is 'n woord wat 3 keer gebruik word in hierdie gesprek wat Jesus met Nikodemus het. En hy wil dit pertinent vir Nikodemus kom sê, dat jy moet baie mooi verstaan, as jy nie weergebore is nie, as jou lewe nie verander is nie, dan sal jy nie die koninkryk van die Here ingaan nie. In vers 3 dan sê hy, jy sal nie deel wees, of jy sal nie die koninkryk van God sien nie, en dan herhaal hy dit in vers 5, hy sê, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, as jou lewe nie verander word nie, as daar nie innerlik 'n omkeer in jou lewe plaasvind nie, dan sal jy nie die koninkryk van God ingaan nie. Dit is die goeie nuus wat Jesus Christus vir ons bring. En nou kry jy 2 kategorie mense. Aan die een kant kry jy mense wat sê, maar God kan nie iemand soos ek lief hê nie. Ek is net eenvoudig te sondig. Ek sukkel om van goed in my lewe ontslae te raak. Ek dink te veel aan die dinge van die wêreld. Ek is nie goed genoeg om deel te wees van die koninkryk van God nie. En aan die ander kant het jy mense soos hierdie ou met wie Jesus praat, wat Nikodemus is, wat eintlik die godsdienstige elite is. Hulle is die ouens met die dik brille en die baie grade, né? Want hulle weet alles, van alles af. En hulle dink dat omdat hulle geskool is in die woord, omdat hulle 'n fariseer is of iemand is wat die skrif ken, dat hulle outomaties gered moet word. Dat op grond van hulle prestasie is hulle goed genoeg om in die koninkryk van God in te gaan. Op grond van dit wat hulle bereik het in hulle lewens, verdien hulle die koninkryk van God. Terwyl die woord van die Here vir ons sê dat daar is niks wat ons kan doen om gered te word nie. Ons redding is 'n gawe van God. Ons word gered op grond van dit wat Jesus Christus gedoen het, die geloof wat ons in hom het. En selfs daardie geloof kom nie uit onsself uit nie, maar dit is 'n gawe wat God vir ons gee. En dan wil Jesus kom sê, en die woord van God wil vir ons kom sê, dat die genade wat God vir ons het, ons kan dit nie uitsondig nie. Dat alles wat in ons lewe gebeur het, dat God dit vir ons vergewe, deur dit wat Jesus Christus gedoen het. En die woord van die Here wil ook vir ons sê, dat wanneer ons wedergebore word, gaan dit nie oor wat ons bereik het in ons lewens nie. Dit gaan nie oor die kennis wat ons het nie. Dit gaan nie oor hoeveel ons ander mense help nie. Dit gaan alles oor dit wat Jesus Christus in ons lewens gedoen het. Die werk van Christus maak ons nie beter nie. Die werk van Christus maak ons nuut. Dit verander ons hele lewe. Dit verander iemand van 'n vyand en 'n slaaf en 'n vreemdeling en 'n sondaar na iemand wat vergewe is, die guns van God ontvang en 'n seun of 'n dogter genoem word van God. Dit is slegs deur die werk van Jesus Christus.
En dan is dit die vraag, wat gebeur wanneer ons wedergebore word? En dan is daar mense wat sê, hulle het nou baie godsdienstig geraak. Nou gister het ek vir die mense wat hier was vertel van 'n vriend van my wat sy lewe radikaal verander het, soos in radikaal, né? Hy was eers met al twee voete en hande en hart en siel binne in die hel en toe ewe skielik aan die ander kant. Maar wat toe gebeur het is dat daar het al hierdie wette en reëls begin intree in sy lewe. Kinders mag nie meer skool toe gaan nie, want die mense in die skool gaan hulle in die verderf inlei. So hulle word gehomeschool, né? Geen sosiale media nie, niks sulke goed nie. Dis dit aan hierdie ander kant. En dit is asof mense sê, maar jy weet, ek het nou 'n bietjie minder begin vloek. Ek vloek nou net so elke derde sin, né? Nie elke sin nie. Ek het nou besluit om, jy weet, bietjie die vrug van die wingerdstok af te skaal, né? Ek het al hierdie goeders begin doen in my lewe. Ek het uitgevind dat dans is sonde, so ons mag dit is hoekom die hervormers nie lag as hulle dans nie, want jy mag dit nie geniet nie. Jy kan dans, maar jy mag dit nie geniet nie. Okay, so jy ontdek ewe skielik al hierdie verskriklike goed in jou lewe en jy sê dat as ek dit verander, jy woon al wat 'n kursus by wat die kerk vir jou gee en jy leer soveel as wat jy kan en alles wat dit is aan die buitekant. En Jesus sê, as jy nie weergebore word aan die binnekant nie, dan help dit niks. Dan dit wat jy aan die buitekant doen, help niks as jy nie aan die binnekant verander word nie. Die teken dat ons die Gees van God het, is nie die gawes van die Gees nie. Dis die vrug van die Gees. Dis wanneer ons liefde, genade, vriendelikheid, vrede, sagmoedigheid, selfbeheersing kan toon aan die wêreld. Dis wanneer ons aan die binnekant verander word, dat ons besef wat dit beteken om weergebore te word. Dis nie net goed wat jy anders doen nie, maar dit raak 'n leefwyse. Daar is 'n innerlike verandering wat in jou lewe plaasvind. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 17, dan sê hy, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Iemand het eendag gesê, wanneer Jesus in jou lewe inkom, wanneer jy hom aanneem as jou verlosser, dan verander dit jou, dit maak jou beter. Dis 'n leuen. Dis nie die waarheid nie. Die woord van God sê nie vir ons word beter gemaak nie. Die woord van God sê vir ons word nuut gemaak. Die ou dinge is verby. Die boodskap van daardie gedeelte sê vir ons, die boodskapvertaling sê, ons word 'n splinter nuwe mens, dis 'n nuwe skepping. Die sondige is verby. Dis nie meer deel van ons lewe nie. Ons word skoon gewas. Dis waar die water inkom. Ons word skoon gewas. Dis wat die Gees van God aan die binnekant in ons lewe doen, is dat hy ons skoon maak. Dat ons weer gebore word. Hy is die een wat inkom en alles skoon maak en ons gedagtes verander. Nie net dit wat ons aan die buitekant doen nie, maar dit hoe ons aan die binnekant voel en dit wat ons dink en dit wat bepaal hoe ons optree. In Jesegiel staan daar, Jesegiel hoofstuk 36, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en 'n hart van vlees vir julle gee. Die onreinheid, die vuilheid, die weerstand teen die genade van God. Dit maak nie saak hoe jy voel op hierdie stadium nie. Miskien lank terug, voordat jy jou lewe vir die Here gegee het, was God die laaste ding waaraan jy gedink het.
Die laaste. Want ons wil ons lewens lei soos wat ons dit wil. En die mense van vandag, hulle sê presies dieselfde. Moenie vir my kom sê wat die Bybel sê nie. Jy weet, ek kan my eie lewe lei, ek kan maak net wat ek wil. Daardie rebelsheid is nog steeds in mense se lewens. Want hierdie hele ding wat besig is, hierdie gees wat in hierdie wêreld is alles daartoe gemik om mense God te maak. Dat mense God speel. Wel, ons doen nie 'n baie goeie job nie. Want die wêreld val uit mekaar uit as ons God uit die prentjie uit wil haal. En dit is wat hier gebeur het met hierdie mense, is dat hulle wegbeweeg het van God af. En dan sê die Here, ek sal kom. Nie jy nie, nie die priester nie, nie die profeet nie, nie die paus nie, niemand. Ek sal kom. En ek sal julle skoon maak en ek sal vir julle 'n nuwe hart insit. Nie meer 'n hart wat weerstand bied nie, maar 'n hart wat wil ontvang. Om te besef wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Om te besef hoe groot God se genade vir ons is. Dat ons vergewe word op dit wat hy gedoen het en nie op dit wat ek doen nie. En nou is die vraag, hoe word ek weergebore? Hoe verander my lewe? Daar's 'n storie wat ons lees van Jesus waar hy by die put is, by 'n vrou. Dan praat hy met die vrou en die disippels is in dorp toe. Daai tyd was daar nog nie 60 nie. Net so, hulle moes nou self inry, ietsie gaan koop. En terwyl hulle weg is, ontmoet Jesus hierdie vrou, 'n Samaritaanse vrou, wat uitermate eintlik vreemd is, want Jode meng nie met Samaritane nie. En dan praat hulle so met mekaar en dan praat Jesus en dan vertel sy vir hom van al die mans wat sy gehad het en dat sy ook nou 'n man in haar lewe het. En dan sê Jesus vir haar, ja, hierdie is jou 5de man en die man wat jy nou het is ook nie jou man nie, maar iemand anders se. En dan ewe skielik besef sy dat Christus weet iets van haar wat sy nie aan hom bekend gemaak het. En sy is hier by hierdie put waar sy Jesus Christus ontmoet en dan sê hy vir haar, maar as jy van die water drink wat ek vir jou gee, sal jy nooit weer dors word nie. Want die water van die wêreld is so seewater. Jy dink jy kan dit drink, maar wat dit eintlik doen is dit dehydreer jou en dit maak jou nog dorsig. Vir meer en meer en meer. Want ons dink dat die dinge wat ons nodig het in ons lewe lê aan die buitekant, terwyl Jesus Christus vir ons sê, die enigste manier hoe jou lewe verander word is as jy na my toe kom en as jy toelaat dat die Gees van God in jou lewe inkom en jou lewe verander. So die vraag is, by watse put drink ek en jy? By watse put? Want hierdie vrou, haar put, haar satisfaction, haar menswees, haar waarde het gelê in die verhoudings wat sy met mans gehad het. Dis waar sy haar waarde gekry het. En duidelik doen sy ook nie 'n goeie job nie, want sy is nou al by die 5de een. En dis ook nie eintlik haar nie. Dis waar sy 'n plek gesoek het wat vervulling bring vir daardie ding in haar lewe wat sy nie verstaan hoe dit gevul kan word nie. En dan sê Jesus Christus, die enigste manier hoe dit gevul word, die enigste manier hoe ek en jy gevul word na daai soeke, is wanneer ons Christus toelaat en God toelaat dat sy Gees in ons lewe inkom. My gunsteling band is U2. En hulle het 'n liedjie wat sê, I still haven't found what I'm looking for. En baie keer dan voel ek dit in my eie lewe, dat daar nog steeds iets is waarna ek soek, want daar is niks in hierdie wêreld wat dit waarna ons soek kan vervul soos dit wat ons in God vind nie. So by watse put
is jy? Is dit verhoudings? Is dit vriendskappe? Is dit dat ander mense wat buitekant my staan, dis waar ek my vreugde sal vind? Miskien is dit in jou sukses. Miskien is dit wat jy bereik het. Miskien is dit in jou besigheid. Miskien is dit in jou bankrekening. Miskien is dit in die huis wat jy het. Miskien is dit dat jy nie hoef te keep up with the Joneses nie, want jy is die Joneses. Dat dit wat ons versamel het, dat dit wat ons bymekaar maak, dat dit wat ons dit is die goed wat ons satisfaksie gee. Die woord van die Here sê vir ons dat ons moet tevrede wees, content met wat ons het. Dit beteken nie jy moet sit en niks doen nie, maar as jy nie tevrede kan wees met wat jy nou in jou lewe het nie, gaan jy definitief nie tevrede wees as jy meer kry nie. Maar as jy nou tevrede is, dan kan God vir jou meer gee, want hy weet dat wanneer hy vir jou meer gee, jy verantwoordelik daarmee sal omgaan. Is dit die goed in ons lewe? Is dit die passies? Is dit die golf? Of is dit die goed wat ons doen? Of alles, die passies wat ons in ons lewe het, die gawes wat ons lewe het, is dit die put waaruit ons drink? Dat as ons net kan presteer, as ons net kan beter doen, dan sal dit ons lewens vervul, terwyl die woord van die Here vir ons sê, dit waarna ons soek, is eintlik binne in ons. Is dat hy plan dit binne in ons. Hy nooi ons uit, dat ons die Gees van God moet toelaat, om in ons lewens in te kom. Want as ons fokus op die skepping, dan gaan ons net weer van vooraf dors raak. En Jesus nooi ons uit om te kom fokus op die Skepper, die onderhouer van alles. Dat hy ons lewe vervul met dit wat hy vir ons wil gee. Miskien is jy vanaand een van daardie mense wat sê maar, ek het lank terug, het ek my lewe vir die Here gegee. Maar ek het agtergekom dat ek wegbeweeg het en vrede en vreugde soek in die dinge van die wêreld. Of miskien is jy dalk op 'n plek vanaand waar jy sê maar, ek weet nie of ek al ooit regtig die vervulling van die Heilige Gees in my lewe ervaar het. En daar's 'n ding in my lewe, ek kan net nie vrede vind nie. Daar's iets in my lewe wat my die hele tyd jaag. Of dit nou angs is, en of dit nou woede is, en of dit nou, wat se emosie dit ook al is in my lewe, daar is hierdie ding in my lewe, en ek weet nie hoe om daarvan ontslae te raak nie. Maak nie saak in watter kategorie jy is nie. Is dat Jesus se uitnodiging vir jou vanaand, is dat jy na hom toe kan kom, met alles wat jy het in jou lewe. Maak nie saak wat jy in jou verlede gedoen het nie. Mense, ek sal nog praat oor vergifnis ook. Maar ons moet leer om onsself ook baie keer te vergewe. Ons is dalk maklik om ander mense te vergewe, maar ons sukkel met onsself, want ek is net so, ek probeer regtig hard. Ek probeer regtig hard om van die ding ontslae te raak, en vir 'n week lank gaan dit goed. En dan val ons net maar weer terug. Kan God my lief hê? En die antwoord is, hy het jou reeds lankal lief gehad, toe hy sy seun aan die kruis gesterf het. Dis hoe lief hy jou gehad het. Dat hy bereid was om sy seun te gee. Meer as dit, nie net dat Jesus gesterf het en opgestaan het nie, maar dat hy vir jou sê, ek gaan jou nie alleen los nie, ek sal jou lewe verander. As jou hart 'n bietjie hard is vanaand, God kan dit verander. God kan dit verander deur sy Heilige Gees. Dat jy deel sal wees van sy koninkryk. Elkeen wat van hierdie water drink wat Christus vir ons gee, sal nooit weer dors word nie. En dit is 'n belofte.
En dan kom God en hy verander ons lewens, en hy bring die vrug van die Gees in ons lewens, en dit verander ander mense. Want daai vrou het teruggegaan dorp toe, en hy het gesê, julle moet kom hoor, hierdie ou is alright, julle moet kom hoor, hy het vir my gesê, wat ek vir niemand vertel het nie. En die mense het gegaan en hulle het na Jesus toe gegaan. Hulle het vir die vrou gesê, ons wil nie meer hoor wat jy vir ons sê nie, ons wil self gaan hoor. En hulle het na Jesus toe gegaan en hy het vir hulle die evangelie verkondig en dit het hulle lewens verander. As Jesus dit kan doen vir daardie vrou by die put, kan hy dit vir elkeen van ons ook doen. En dit is 'n belofte. Die Gees van God is 'n belofte vir elkeen wat glo. Hy kan jou lewe radikaal verander in hierdie oomblik. Here, ons dankie vir die genade en dat ons kan weet dat deur die Heilige Gees ons lewens verander, ons nuut word, ons weergebore word, ons skoon gemaak word, ons vergewe word. Dat U ons vul met U Heilige Gees en dat ons kan weet, Here, dat wanneer ons ook al, waar ons ook al is in ons lewens, dat ons op ons knieë kan val en kan vra, Here, vul ons opnuut met U liefde, U genade en U Heilige Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen.